Goeiedag, welkom by hierdie week se koffiekuiers waar ons sommer lekker rustig deur 'n teksgedeelte in die Bybel saam gesels. Vandag sit ek nou alleen in gesels hier, hoor. Ek het ook nie eers 'n koppie koffie by my nie, so ek hoop jy kan daarom daarso waar jy hierdie episode kyk, kan jy daarom vir jou lekker koppie koffie maak. Of selfs as jy in die kar is op pad werk toe of so, hoop ek jy het 'n lekker sterk koppie boeretroos en dat jy sommer saam met my deur hierdie teksgedeelte vandag kan dink en kan gesels. Maar voor ons begin, kom ons sluit gerus oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie vir nog 'n week. Here, dankie dat u woord daar is elke week van ons lewens. Here, dat u konstant bly en Here, dat ons ook uit die verhale en die stories van regte mense met regte lewens wat deur regte uitdagings gegaan het. Here, dat ons uit hulle lewens kan leer en dat ons kan sien hoe getrou en hoe goed u was ook in hulle lewens. En Here, help ons om dan te besef dat u ook net so getrou in ons lewens is. Here, ek bid waar ons vandag uit Handelinge 5 gaan kyk, Here, dat u ons sal seën, sal u ons lei deur u Gees. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. So, ons is besig met die boek van Handelinge, soos wat julle weet, sover hierdie jaar in koffiekuiers, sommer net 'n vinnige recap van waar ons is in Handelinge. So ons gaan vandag kyk na Handelinge 5 van vers 17 al die pad tot by vers 42. Dominee Neil het laasweek ook in Handelinge 5 is hy besig van vers 1 tot 16 die storie van Ananias en Safira en van die baie wonders en tekens wat gebeur het deur die apostels en hulle bediening en so. Maar kom ons gaan net gou vinnig bietjie terug, net dat ons onsself bietjie kan oriënteer van waar ons is in Handelinge. So in Handelinge 1 sien ons Jesus se belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. Ons sien dat sy hemelvaart daar is en ons sien daar word 'n nuwe apostel gekies om Judas natuurlik te vervang. Dan Handelinge 2 is dit sien ons dat daar geskryf word en beskryf word van die uitstorting van die Heilige Gees, wat natuurlik 'n baie bekende gedeelte is. Die eerste bekeerdes, die eerste gemeente, die eerste gelowiges, eerste Christene, as mense dit so kan sê. Dan in hoofstuk 3 van Handelinge was die verhaal van die genesing van 'n verlamde man. Hoofstuk 4 sien ons dat Petrus en Johannes voor die Joodse raad moet verskyn, waar daar 'n klomp aantuigings teen hulle is en waar Petrus en Johannes dan opstaan en hierdie amazing testimony gee van wie die Here is en hoekom hulle doen wat hulle doen. En dan hoofstuk 5, soos wat ek nou al gesê het, is dit die bekende verhaal van Ananias en Safira wat 'n stuk eiendom verkoop, maar dan nie al die geld vir die kerk gee nie en dan slaan hulle dood neer. 'n Baie moeilike gedeelte om te bespreek en aan te dink, maar tog ek dink 'n baie goeie gedeelte vir ons om vandag aan te dink. En dan kom ons by vers 17 van hoofstuk 5. En ons gaan dit nou saam lees. Ek gaan vir jou lees uit die 83 vertaling. So as jy 'n Bybel by jou het, is jy welkom om saam te lees. Of as jy net wil luister, is jy ook meer as welkom. Handelinge 5. Die vervolging van die apostels. Die hoëpriester en al sy ondersteuners wat aan die party van die Sadduseërs behoort het, is met afguns vervul en het besluit om in te gryp. Hulle het die apostels openbloot laat vang en in die tronk gestop. Net om gou hierso vinnig te stop en te sê, hulle was die hoëpriester en al sy ondersteuners was met afguns vervul omdat die apostels gepreek het, omdat hulle wondertekens gedoen het en omdat mense geluister het na hulle. En ek dink die hoëpriester en sy ondersteuners en al sy trawante, hulle was geïntimideer gewees en die apostels en die evangelie was 'n bedreiging vir hulle gewees. En hulle sê toe, ons moet iets hieraan doen en kom ons stop hierdie mense in die tronk. So hulle die apostels openbloot laat vang en in die tronk gestop. Maar 'n engel van die Here het in die nag die tronkdeure oopgemaak, die apostels uitgelei en vir hulle gesê, gaan staan in die tempel en verkondig aan die volk die volle boodskap van hierdie nuwe lewe. Hulle het gehoor gegee en die môre vroeg na die tempel toe gegaan en die mense geleer. Intussen het die hoëpriester en al sy ondersteuners, die leiers van Israel, vir 'n volle vergadering van die Joodse raad bymekaar geroep en wagte na die tronk toe gestuur om die apostels te gaan haal. Maar toe die wagte daar kom, het hulle nie in die tronk gekry nie. Hulle het teruggekom en vertel, ons het die tronk behoorlik toegesluit gekry en die bewaarders op hulle pos voor die deure, maar toe ons oopmaak en ingaan, was daar niemand nie. Toe die bevelvoerder van die tempelwag en die priesterhoofde dit hoor, was hulle uit die veld geslaan en het hulle gewonder wat van die apostels geword het.
Net toe kom daar iemand en sê vir hulle, weet julle, die mans vir wie hulle in die tronk gesit het, staan daar in die tempel en leer die volk. Toe die bevelvoerder en die wagte die apostels gaan haal, maar sonder geweld, omdat hulle bang was, die volk steek hulle onder die klippe. Hulle het hulle voor die Joodse raad gebring en die hoofpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik beled om die mense in hierdie naam te leer nie. En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ons ook nog verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek, nadat julle hom vermoor het, deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy regterhand, sodat hy Israel tot bekering kan bring en hulle sondes kan vergewe. Ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is en aan die wat aan hom gehoorsaam is. Toe die raad het hoor, was hulle woedend en wou hulle die apostels doodmaak. Maar een van die fariseërs in die raad, 'n man met die naam Gamaliel, wat as leermeester van die wet van Moses by die hele volk in hoë aansien was, het toe opgestaan en gevra dat die apostels rukkie buitentoe gevat moet word. Daarna sê hy vir die raad, Israeliete, julle moet versigtig wees wat julle met hierdie mense gaan doen. 'n Tyd gelede was daar 'n geval van Tedas wat in opstand gekom het en daarop aanspraak gemaak het dat hy iemand van betekenis is. Hy het 'n groot aanhang gekry, hy is doodgemaak en al sy volgelinge is verstrooi en die opstand het op niks uitgeloop nie. Dan beskryf hy van nog 'n persoon wat ook hierdie groot volgelinge gehad het en wat ook doodgemaak is en daar toe niks van gekom nie. En dan eindig Gamaliel met die volgende woorde. Hy sê, wat die huidige geval betref, my raad aan julle is, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as wat hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, sal daar niks van kom nie. Maar as dit van God kom, sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit dalk later blyk dat julle self teen God gestry het nie. Ons lees net so ver. So hierdie is 'n mondvol, dit is 'n hele storie en dis eintlik vir my nogals interessant, want ek dink baie keer het dalk mense wat nie gelowig is of so, net hulle hierdie idee dat die Bybel is 'n boring boek en dis 'n boek wat wat sommer net vir ons sê ons moet lewe en 'n paar goeie wyshede en sulke goedjies gee, maar die Bybel is ook 'n storie en ons sien mense in karakters, ons sien politiek, ons sien geweld, ons sien korrupsie, ons sien al hierdie goed en deur dit alles sien ons die krag van die Here wat na vore kom. So ek wil sommer vir jou 'n paar dinge, eienskappe van hierdie teksgedeelte wat vir my persoonlik uitgestaan het, wil ek sommer met jou deel vandag. Die eerste ding wat ek met jou wil deel is, ek sien heel aan die begin van hierdie teksgedeelte in vers 17, dat die hoëpriester en al sy trawante, die party van die Sadduseërs, hulle was regtig kwaad vir die apostels en ek dink dit was omdat die evangelie en die verkondiging daarvan in 'n direkte teenstelling was met wat hulle verkondig het. Ek dink hulle het op 'n manier, het hulle op 'n politieke, maar ook op 'n geestelike vlak, het hulle beheer gehad oor mense. Hulle het mense onder die wet gehou, hulle het mense onderdruk en dit was ook voordelig vir hulle gewees op 'n manier. En dan kom die evangelie en maak mense vry van die wet. Die evangelie vat nie die wet weg nie, maar dit wys vir ons hoe ons die wet moet verstaan. En ek dink dit was in direkte teenstelling met wat hierdie leiers, geestelike leiers van daardie dag verkondig het. En dit is hoe die evangelie werk. Die evangelie kom in direkte teenstelling met wêreldse dinge wat nie van die Here is nie. So wanneer ons die evangelie verkondig, wanneer ons opstaan vir dit wat reg is, kan ons maar verwag dat daar gaan teenkanting wees, want ons lewe in 'n gebroke wêreld. Ons lewe in 'n wêreld waar nie alles perfek is nie en waar mense nie die Here wil volg nie. Ons sien dit reg deur die nuus. Ek gaan nou nie voorbeelde noem nie maar van al die verskriklike goeters wat reg oor die wêreld gebeur, van mense wat misbruik word, van korrupsie, geld wat gesteel word, al sulke dinge. En die evangelie kom reguit teen dit. So dit gaan mense ontstel, dit gaan mense kwaad maak. Dan gaan die verhaal aan en dis vir my so mooi, dan sien ons die bonatuurlike wat ingryp. Ons sien dat 'n engel van die Here, hy laat hierdie apostels, hy sluit die deur van die tronk oop en hy laat hulle vry. En dit is vir my so mooi en wat ek
eers besef het nadat ek hierdie teksgedeelte 'n paar keer deurgelees het, is dat ek dink baie keer lees ons 'n gedeelte soos die en ons dink, dit is so mooi, die Here het hulle pyn en hulle lyding raak gesien en hy het hulle uit die tronk uit laat uitstap, dat hulle kan beter voel. En ja, die Here het hulle pyn en lyding raak gesien, maar hoekom het hy gemaak dat die engel van die Here die tronk vir hulle oopmaak? Sodat hulle die goeie nuus van die evangelie kon verkondig. Dit was nie vir hulle gemaklik nie, dit was nie vir hulle goed gewees nie. Dit het gemaak dat hulle weer gevange geneem word. Aan die einde van hierdie hoofstuk sien ons dat die apostels geslaan word. En tog sien hulle dit as 'n eer om vervolg te word vir die koninkryk. En ek dink dis 'n belangrike punt, want baie keer lees ons die Bybel en maak ons dit net oor onsself en oor ons eie gemak. Maar wanneer ons werklik die Bybel in sy volle konteks lees, dan sien ons dat dit gaan nie oor my en jou gemak nie. Dit gaan daaroor dat ons die goeie nuus van die evangelie moet verkondig. En dit gaan nie altyd vir ons gemaklik wees nie. En dis vir my so mooi, die apostels, hulle was met wonder en ontzag gevul. Ek seker hulle was. Ek bedoel, as daar 'n engel van die Here aan my verskyn, sou ek baie bang gewees het. Maar ek sou ook gevul gewees het met wonder en ontzag en dit sou my net nog meer gemotiveer het. En ek dink dit is wat ons sien in hulle lewens. En dan een van die belangrikste goed. Ek het nog 2 goedjies wat ek vinnig met jou wil deel voordat ons klaarmaak hier vandag. Ons sien in hierdie teksgedeelte baie duidelik wanneer die apostels nou voor die hoëpriester en al sy ondersteuners verskyn, sien ons hierdie kontras tussen dat Petrus sê, ek gaan dit dalk net vinnig weer lees. Petrus en die ander apostels in vers 29 sê vir hulle, 'n mens moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. En ek dink dit is so 'n belangrike boodskap vir die tyd waarin ons lewe. Ons is geroep om op te staan vir dit wat waar is, vir dit wat reg is. Jesus het gekom vol genade en vol waarheid. En dit is waarvoor ek en jy ook geroep is, om die liefde van die Here te deel met mense, maar om op te staan vir die waarheid. En hoekom kon Petrus en die ander apostels soveel vervolging verduur? Hoekom kon hulle dit verduur om geslaan te word, om in die tronk te gegooi te word? Want hulle was nie bang vir mense nie, hulle het 'n vrees gehad vir die Here. En as ek sê vrees vir die Here, bedoel ons nie 'n negatiewe vrees nie, ons bedoel dat hulle 'n heilige respek gehad het vir die Here. En in die tye waar ons lewe, is dit so nodig. Ek dink ons het te gemaklik geraak daarmee om in te pas in die kultuur waarin ons lewe. En ek sê nie daar is nie mooi goed en ons nie goddelike eienskappe van ons kultuur nie, maar ons het so gewoond geraak om net soos almal anders te wees. En ons het eintlik banger geword vir mense as wat ons respek vir die Here het. En daarom roep die Here ons om eerder hom te volg en nie bang te wees vir ander mense nie. So dis nogals 'n belangrike boodskap. En dan 'n laaste punt, en ek sluit graag hier mee af. Dit is vir my interessant, so Petrus en die apostels, hulle word voor hierdie hoëpriester en sy trawante geroep, en dan is daar een van die fariseërs, 'n man met die naam Gamaliel. Hy staan op en hy vra toe dat die apostels vir 'n rukkie buitentoe gevat moet word. Ek kan net dink die toneel wat hier afspeel. Dis absolute chaos. Al hierdie geestelike leiers, die hoëpriester, die priesterhoofde, selfs van die bevelvoerders is daar. Hulle roep al hierdie mense bymekaar en hulle gaan nou 'n hofsaak teen hierdie apostels inbring. En dan besef hulle, hierdie mense is nie meer in die tronk nie. Dit is absolute chaos. Dan kry hulle dat hulle besig is om die evangelie te verkondig, en bring hulle in en hulle gooi net beskuldigings vir hulle. So dis absolute chaos. En dan kom daar een man, hy's 'n fariseer in die Joodse raad, hy is 'n leermeester van die wet en hy bring rustigheid. Hy bring kalmte en hy sê, kom ons vat gou hierdie mense wat beskuldig word, kom ons vat hulle gou buitentoe. En dan praat hy met baie wysheid en hy vertel van vorige opstande wat daar was en hoe daar eintlik niks van gekom het nie. En dan sê hy die volgende vir die Joodse raad. En so hy sê, laat staan hierdie mense en laat hulle los, want as hulle wil en wat hulle doen mensewerk is, dan sal dit vergaan. Niks sal daarvan kom nie. Maar as dit van God afkom, sal hulle nie
kan keer nie. En dit is net vir my so mooi, selfs al was hierdie man 'n fariseer, interessant genoeg, hy word later in Handelinge, as ek dit nou reg het, 22 word hy weer genoem. Hy was die leermeester van Paulus gewees, toe Paulus opgelei was in die wet, voordat hy tot bekering gekom het. So was hierdie Gamaliel sy leermeester gewees. Maar Gamaliel bring rustigheid, hy bring kalmte, en ek dink 'n stuk geesvervuldheid, selfs in hierdie gebroke stelsel. Ek weet nie veel van Gamaliel nie, maar wat hy daar sê kan net van die Here afkom. Maar as dit van God afkom, dan sal julle hulle nie kan keer nie. Moenie dat dit blyk dat julle later blyk dat julle self teen God gestry het nie. En ek dink ons het ook soveel keer het ons dit nodig. En dis vir my baie mooi en dis baie prakties, want jy is dalk in 'n corporate werk. Jy sit dalk in 'n plek waar daar chaos is. En die Here sê hy's 'n God van vrede. Hy bring orde en hier bring 'n persoon orde. En ek dink dit kan net van die Gees afkom. So ek hoop dat jy vandag deur hierdie gedeelte in Handelinge 5 dat jy bemoedig is, dat jy mag onthou dat ons moet eerder 'n vrees vir die Here hê as wat ons 'n vrees vir mense het, en dat ons ook geroep word om op te staan vir dit wat reg is, en dat ons geroep word om eenheid, om vrede te bring in die areas waar ons onsself bevind. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat ons hierdie verhaal mag hoor van wat gebeur het met die apostels, Here, en hoe U vir hulle voorsien het, hoe U vir hulle gesorg het. En Here, help ons ook vandag om op te staan vir dit wat reg is. Here, help ons om op te staan teen Here, alles wat teen U woord en teen U wil gaan. Here, help ons om mense te wees wat vrede bring, wat kalmte bring en wat U wysheid vir mense wys. Nie net deur ons woorde nie, maar deur hoe ons lewe. Here, gee vir ons baie genade, gee vir ons regtig die moed om aan te hou om goed te doen. In Jesus se naam bid ons dit. Amen.